Hi, ek is Crystal Donna Robert. En ek het onlangs my eerste boek gepublish, Speurder Sammy, Die Blou Steen. My naam is Hoa van Dijk en ek is 'n skrywer van Branderjaar en Vierslete. Ek is Ashton Arendson, skrywer van die Dag in Nou Swartland. Ons land, elke land in die wêreld het 'n geskiedenis en het dinge wat die land deur gegaan het. En Suid-Afrika, obviously we know our country has got a history wat gevul is met baie pyn. Maar daar is maar binne in die pain and out of that also came lots of stories of like overcoming en stories van hoop en stories van triumph. Die representation wat ons as skrywers kan offer in ons stories is belangrik, want ons smag na karakters wat resonate met ons and where we come from. Ons smag na 'n taal wat resoneer met ons. En ek dink om 'n karakter te represent in 'n boek wat miskien underrepresented is, skrywers kan dit offer. Ek dink skrywers het 'n baie belangrike rol om te speel in ons samelewing. Veral in Suid-Afrika. Ons is nou in 'n tyd vir Suid-Afrikaanse stories en Afrika stories. Jy weet, meer daar buite kom en meer, jy weet, hoor geag word, meer gelees word. En dit is ontsettend belangrik, want vir so lank was ons nie daar buite nie en was ons nie so geag soos wat ons sou is nie. Ja, ek het skrywers het die vermoë om te educate. Ons het die vermoë om in te lig, te troos, comfort te bied. Mense bloot te stel aan ander mense se lewens en kulture en dinge wat in jou land gebeur en jy nie eintlik van bewus is. So ek as 'n jeugskrywer byvoorbeeld is baie geëerd dat ek stories kan vertel van, jy weet, 'n variety van mense uit 'n variety van omstandighede. My skryfreis het so paar jaar gelede begin. Toe ek nog student was op Stellenbosch. Mes ja, skryf eerste voor ek moest nog gepublish het en so aan. Eerste rede, ik begin het denk ik is maar om vraag van mezelf te beantwoorden en heel goed wat ik try uitfigure. Nou, maar dit een antwoord gesoek of een way gesoek om mezelf uit te drukken en het was maar poetry was voor mij die ding. So ek het met poetry gegaan, beetje geskryf en so en beetje geskryf, so ek sê eerst op mezelf. Daarna die regte mense ontmoet, om in te gesels, mense wat in die bedryf is en vandaag vanaf het die reses geskiedenis. Kyk, okay, dis maar, ek dink ons almal wat skryf het, maar iets different wat vir hulle belangrik is, vir my is het important door. In die tyd waarin ons lewe, plek waar ons bly, is important om klein injustices vir my, om klein injustices uit te point, om my omgewing vast te skryf, om het in te skryf in Afrikaans en, you know, ek kom van 'n bevolking mense wat vir 'n lang tyd deel was, om te doen wat ek nou doen nie. So ek tramp nog meer, tramp myself te enjoy en ek try om te pinpoint wat my experiences in dit neer te skryf, om het te deel vir my kinders, vir my kinders se kinders, om eendag te kan sien, kyk hierso, die tyd het ek gelewe, die tyd het daar mense gelewe, en dit was hulle experience, you know, as is op 'n bietjie plek, is daar nog steeds iets vir hulle om oor te skryf, is daar nog steeds iets vir hulle oor te kla, hopefully nie, maar ek dink vir my die is die importance van het is om jou environment, om het te skryf, om iets agter te los wat iemand oor 'n paar jaar na toe kan terugkyk en sê, kyk hierso, maar dis hoe dan was, dit is iemand se experience, dit was iemand se emosies, dit was hoe die spasie gelyk het en allerlei klompietjies. Die raad wat ek vir jong mense sal gee, is ook basically raad wat ek vir myself moet gee elke dag en wat ek vir myself moet remind elke liewe dag. So ek glo ons is almal storytellers, ons is almal geseënd met 'n talent, met 'n gift, en wat ook al dit is, ons moet dit entertain. As jy 'n interest het in iets en jy vind jy het 'n talent in daai ding,
entertain it and see how far it can go. Within that is daar aspekte soos dissipline, working on it, nurturing it, feeding it. Doen wat jy kan om hierdie talent wat jy het, hierdie gawe wat jy mee geseënd is, put the time into it so that it can flourish. My raad vir jong skrywers is eerstens om te skryf. Want baie van ons soos ek het ook gedoen, ek het gesê ek wil 'n skrywer wees, en toe besef ek ook wel, jy moet altyd skryf, en ek het nooit albei uitgekom, en toe ek net so ek wel sit, ek kan hierdie en skryf dit net. So dis belangrik om 'n bietjie dissipline, jy weet, te beoefen en jouself te maak skryf, jy weet, die dit in jou volg. Moenie bang wees om 'n manuskrip uiteindelik in te stuur na uitgewer toe nie. Research jou uitgewer, want dit is, baie mense dink ek weet nie wat hulle doen nie, en jy het nou 'n boek of jy het nou iets geskryf, nou wat doen jy? Jy moet die uitgewers in Suid-Afrika opsoek, kyk wat hulle bied, kyk wat 'n tak van hulle werk vir jou, kyk wat het hulle al gepubliseer, hoe lyk die covers van hulle boeke, wat se tipe stories publiseer hulle, en besluit wat werk vir jou. My raad vir jong ongepubliseerde skrywers is eerstens is om te lees. Ek sal ook sê, it's a baie confusing industry, mense weet nie altyd waar om te begin nie, ek weet nie waar om te begin nie. So praat met mense in die industrie. Vra, moenie bang nie sê, sy weet nooit of jou mense willing is om vir jou te help, totdat sy vra nie, en sy weet nooit of jou mense wag om vir jou te luister, totdat sy met hulle begin praat, So, praat met mense in die industrie, en ja, ek is seker as talle mense wat bedreig staan om te help en die regte advies te gee. Om 'n goeie gedig te skryf, moet ek weet hoe 'n goeie gedig lyk. So, enigste hoe jy dit kan sien en enigste hoe jy dit kan leer is natuurlik om te lees. Perfect jou craft. As ek vir my jongens iets kon sê, sal ek vir hulle sê, kyk hierso Eshwan. Die liefde en die mense in dit is nie altyd so onskuldig soos wat dit is, en die liefde is nie so maklik soos wat dit sê, want dit is like is, so vir daai rede, please wake up en dit is iets doen net so goed as wat jy kan. Moenie ophou droom nie.